Nou, ons is in die middel van ons reeks oor effektiewe gebed, hoe om effektief te bid vir die redding van my geliefdes. En ons het hierdie skrif hier begin mee, Jakobus 4 vers 2 en 3, wat sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. En julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. So die Here God verwag van ons om 'n effektiewe en volhardende gebedslewe te hê. En as ek enigiets van die Here af wil ontvang, nie selfsugtige gebede nie gebede wat net op 'n persoonlike plesier en bevrediging gerig is, sonder om die wil van God of om ander mense in ag te neem nie. En ons het ook gesien dat die Bybel sê dat die Here God nie die gebede van sondaars en onregverdiges en goddeloses verhoor nie. Want die enigste gebed wat God van 'n sondaar verhoor, is die gebed tot bekering, wanneer hy berou het oor sy sonde en Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker. Nou die Bybel ook uitdruklik vir ons gesê dat die Here God verhoor die gebede van sy kinders, wat in lyn is met sy wil. En daarom moet ek moeite doen om die wil van God te leer ken, die wil van die Vader, en ontdek oor die saak waaroor ek bid, en dan moet ek ook daarin wandel en daarin leef. En so moet ek ook wees wanneer ek vir die redding van my geliefdes bid. Dan het ons ook gesien dat Paulus in die eerste plek het hy gesê van maan ons om te bid vir alle mense, vir konings en vir hooggeplaastes. En dan sê hy 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid kom. Dit is goed en aangenaam vir God. Wat is goed en aangenaam? Dat ons sal bid. Dat ons 'n effektiewe en volhardende gebedslewe het, dat ons die aangesig van die Here sal soek vir ons mense, vir ons land en vir ons gemeente. En dat ons sal verstaan en weet wat die wil van God is, dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. En ons het ook gesê wat is hierdie kennis van die waarheid dat moet deurbreek na my geliefdes en veral na die wat gered moet word? Nou eers het ons gesien dat die woord van God is die waarheid. So die waarheid van die woord moet beleef word, moet gesien word, moet ingeplant word in my geliefdes se lewe en ook in my eie lewe, né? En ons moet bid dat die woord van God ryklik in ons en in hom sal woon. En tweedens het ons gesien dat die waarheid gaan oor die heerskappy van Jesus Christus, wat in my geliefdes se lewe moet realiseer, sodat hy deel kan word van die koninkryk van God, die onwankelbare en ewige koninkryk van die Here God. En derdens, die waarheid wat moet deurbreek is die waarheid van die nuwe lewe in Christus, waarvan my geliefde moet deel word, geheel en al moet deel word, wedergeboorte, wat moet deurbreek in sy gees, sodat 'n lewe van ware geregtigheid en ware heiligmaking voor die Here daarin kan staan. Goed, dan het ons die eerste twee goddelike beginsels behandel, wat hierdie gebed effektief maak, of wat effektiewe gebed voortbring in my, vir die redding van my geliefdes. Eerstens, ek moet met sekerheid en standvastigheid in 'n intieme en innige verhouding met die Here God leef en wandel, 'n lewe van ware heiligmaking en ware geregtigheid. Met ander woorde, daar moet duidelik in my lewe die vrug wees dat Jesus Here is van my lewe, dat ek aan hom behoort. Daar moet 'n getuienis wees in my lewe, sigbaar vir almal, dat ek in samesyn en gemeenskap lewe en wandel met God die Vader, met Jesus Christus en met die Heilige Gees. En dat die woord van God ryklik in my woon, ingeplant is in my gees, sodat ek 'n dader van die woord kan wees, wat in absolute gehoorsaamheid aan die stem van die Here God leef en wandel. Tweedens het ons gesê, tweede beginsel is, ek moet myself verbind met volharding en passievolle baringsnood gebed te bid,
vir die redding van my geliefdes, totdat Jesus Christus in hom of in haar 'n gestalte verkry het. En ons het verlede keer baie gepraat rondom die aspek van baringsnoodgebed. So, kom ons kyk nou na die volgende goddelike beginsel, wat hierdie effektiewe gebed vir die redding van my geliefdes in my lewe laat deurbreek. En dit is, ek moet die werkinge en die invloede van die duiwel bestraf en bind in my geliefdes se lewe. Luister baie mooi, ek moet die werkinge en die invloede van die duiwel wat hy in my geliefdes se lewe het, bestraf en bind in sy lewe. Efesiërs 5 vers 10 en 11 sê, beproef wat die Here welbehaaglik is. Hou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So ons is veronderstel om die werke van die vyand, die duisternis, te bestraf. The Amplified Bible sê, take no part in and have no fellowship with the fruitless deeds and enterprises of darkness, but instead, let your lives be so in contrast as to expose and reprove and convict them. Moenie deel aan die vrugtelose werke van die duisternis nie, en die werke van die duiwel enige gemeenskap aan nie, maar stel dit liewer aan die kant, bestraf dit en openbaar dit. Nou sê Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Let wel, hy sal van julle wegvlug. Die Passion Translation sê, so then surrender to God, stand up to the devil. Moenie dat die duiwel jou onderkry nie, staan op teenoor hom. Stand up, resist him, and he will turn and run away from you. Die ander Engelse vertaling sê, for this cause be ruled by God, dat God jou lewe regeer. But make war on the evil one, and he will be put to flight before you. Ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog. En ons kan die duiwel teestaan en ons kan hom bestraf. Petrus sê in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die Passion Translation sê, be well balanced and always alert, because your enemy, the devil, roams around insistently. Yes, like a moeilike Engelse woorde net. Like a roaring lion looking for its prey to devour. Die duiwel wil ons en ons geliefdes vernietig. Vriende, besef dit. Die duiwel is nie 'n vriend van jou nie. Hy soek nie vriendskap nie, hy wil jou en jou geliefdes vernietig. Hy wil ons geliefdes in sy mag vashou. Dat hulle tot aan die einde van 'n lewe sonder Christus sal wees en dat hulle saam met hom hel toe kan gaan. Maar luister wat sê Petrus verder. 1 Petrus 5 vers 9, hy sê, hierdie duiwel moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Petrus sê, take a decisive stand against him and resist his evil, his every attack with strong, vigorous faith. Staan vas, kry 'n sterk geloof in die Here, in jou samesyn en gemeenskap met God, soos ons in die eerste plek gesê het. Weerstaan die duiwel, bestraf hom, staan hom teen, bind hom in jou eie lewe, maar bind hom ook in die lewe van jou geliefdes, vir die wat jy gered wil sien. Want die Here Jesus het vir ons hierdie wonderlike woorde gesê, Lukas 10 vers 19 tot 20. Hy sê, kyk, ek gee julle die mag om op slang en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar moenie daaroor bly wees dat die Gees aan jou onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle naam in die hemel opgeskrywe is. Ons het die Here Jesus Christus se mag, ons het sy autoriteit, ons het sy gesag, oor al die krag van die vyand, van die duiwel en sy bose geeste. En die bose geeste is aan ons onderworpe. Hoe jy dit? Hulle is onderworpe aan ons. Die Here sê, moenie bly wees dat hulle aan julle onderworpe is nie. So hulle is onderworpe aan ons. En ons kan hulle bestraf. Ons kan hulle bind in die naam van Jesus Christus van Nazareth.
terwyl ons jubelend en met vreugde oor ons redding in Christus Jesus ons lewe lei, omdat ons name in die hemele opgeskrewe is. Amen. Paulus sê Kolossense 1 vers 13 en 14, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Ek en jy, as ons Jesus Christus in ons lewe het, sê die Bybel, is verlos uit die mag van die duisternis. Die bose het geen vat meer op ons nie. Ons is verlos uit die mag van die duiwel en sy bose geeste. En nou is ons deel van die koninkryk van God, die koninkryk van die lig. Maar ons moet besef, my geliefde wat nog nie in 'n verhouding met Jesus staan nie, my ongeredde geliefdes, vir wie ek bid en intree, is nog steeds onder die mag van die duisternis en onder die mag van die bose. Johannes sê, 1 Johannes 5 vers 18 en 19, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, nie aanhou om te sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Ons is wedergeborenes, ons is uit God gebore, en die bose het geen houvas op ons nie. Maar almal wat sonder intieme en innige verhouding met die Here Jesus lewe, wat hom nie as verlosser in hulle lewe het nie, is onder die mag van die bose, en is deel van die koninkryk van die duisternis. Nou kom Paulus en hy sê, 1 Korintiërs 4 vers 3 en 4, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, met ander woorde, die wat onder die mag van die duisternis is. Naamlik die ongelowiges, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. So mense is onder die mag van die duiwel, mense wat Christus nie ken nie, mense wat nie in 'n verhouding met hom staan nie, die hele wêreld, en al die goddelose en sondaars, lê in die mag van die bose, in die mag van die duiwel, wat die God van hierdie wêreld genoem word. Hy verblind hulle, dat hulle nie die waarheid van die evangelie van die heerlikheid van Jesus Christus kan raak sien nie. Hy is in beheer van hulle lewe, hulle is sy slawe, en dat ek vir sê, hy is 'n brede slawe meester, want hy het net een doel voor oë, en dit is om te slag, en om te steel, en om te beroof, en te verwoes, en te vernietig, en dood te maak. En dit is sy plan met elkeen van ons, maar veral met jou geliefdes wat nog nie die Here dien nie. Want hy wil hulle saam met hom trek in die ewige hel. Dis om die Bybel vir ons sê, in Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons het 'n worstelstryd, ons is in 'n oorlog gekoppel, 'n geestelike oorlog met die duiwel en sy engele. En dan sê Paulus verder in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Hierdie worstelstryd is nie 'n vleeslike stryd nie. Dis 'n geestelike stryd, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Jy kan jou pistool uit jou kas gaan haal, jy kan jou masjiengeweer gaan kry, jy kan jou groot geweer gaan kry, waarmee jou eland skiet. En vir jou sê, hy gaan die duiwel gaan niks aan doen. Maar die duiwel, ons kan hom nie beveg met vleeslike wapens nie. Maar ons wapens is kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, en elke skansel opgewerp word in die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ons oorlog is teen die duiwel, is 'n geestelike oorlog en sy bose geeste, teen die werke van die duisternis en al die boosheid. Maar dank God, die Here het vir ons kragtige geestelike wapens gegee, naamlik sy woord, gebed, sy gees, en die engele wat saam met ons is. En om vestings neer te werp. Die engele sê die strongholds,
al die dinge wat die duiwel in jou in mense se lewe vasmaak om hulle gevange te hou, om die vyand se planne te verbreek. Al die planne wat hy het om jou mense, om sy mense weg te lei, weg te sleep in dwaling en allerlei goeders. Ons kan sy planne verbreek wat hy in die lewe van ons geliefdes het. Om elke skans wat hy op het teen die kennis van God, kan ons verbreek en om elke gedagte tot gehoorsaamheid gevange te neem. Nou die lewende Bybel sê, die Here God het ons kragtige geestelike wapens gegee om die stellings van die duiwel af te breek. Want die duiwel bind ons geliefdes, maar ons kan dit afbreek. Ons kan dit ontbind. Ons kan dit afbreek in die naam van Jesus. Om daardie slim argumente teen God te vernietig. Met ander woorde, daardie dinge wat ons mense in valsheid bring, in dwaling bring, misleiding bring, al die valse profete en dwaalleringe wat die duiwel opwek om mense weg te trek van Christus af. Ons kan daardie slim argumente vernietig in die naam van Jesus. Om die versperrings wat die vyand opstel, om mense te verhinder om in God te glo, om tot bekering te kom. Want hy sê die God van hierdie wêreld verblind hulle sodat hulle nie die evangelie kan sien nie. Ons het die reg en die mag in Jesus naam om dit af te breek in die naam van Jesus. En om enige vyandige gedagte wat kom, te onderskep en onder die gesag van Christus te stel tot gehoorsaamheid aan hom. Liewe vriende, hierdie mag, hierdie autoriteit, hierdie gesag is aan ons gegee as wedergebore mense, as geesvervulde seuns en dogters van die Here God. En daardeur kan ons die vyand se werking en al sy invloede in ons eie lewens en in die lewens van ons geliefdes teestaan en vernietig en bestraf en verbreek. Luister vir my. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 8 tot 11, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees of die vrug van die resultate van die lig bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here welbehaaglik is. En nou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Ons is nie op hierdie aarde om deel te neem aan die feite en vrugbare werke van die duiwel nie, maar om te bestraf en te bind in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Want ons is kinders van die lig, ons is lig in die Here. Luister baie mooi. Die Here Jesus sê, Matteus 16 vers 15 tot 19. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê, vir ons salig is jy Simon Bar Jona. Wat beteken Bar Jona? Seun van Jona. Bar is die Hebreëse woord vir seun. Seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodryk sal ek nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Jesus sê, Petrus, die Vader het vir jou 'n openbaring in sy hart. 'n Openbaring aangaande hierdie heerskap, Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En op hierdie openbaring, die openbaring van Jesus Christus as die Seun van die lewende God, die Here van die Here, die Koning van die konings, wat aan ons lewe regeer, op hierdie openbaring sê, sal die Here God sy gemeente bou. God self sal dit laat geskied. En geen demoniese mag, die poorte van die doodryk, die poorte van die hel, sê die Engelse Bybel, sal dit nie kan vernietig nie. Daarom gee die Here aan ons sy bloedgewastes, wat in hierdie openbaring wandel, wat in ons gees ontvang, in ons hart het, wat ek koester en bewaar, en wat onder die heerskap van Jesus Christus, die gesalfde van God, wandel en leef. Aan ons gee hy die sleutels van mag en autoriteit, sodat wat ons ook al op hierdie aarde bind, sal in die hemele gebonde wees. En wat ons ook al op hierdie aarde ontbind, sal in die hemele ontbonde wees.
So, luister mooi, slegs ons, mense wat wandel en leef deur die Gees van Christus, wat die openbaring in ons hart en ons gees koester en daarin leef en wandel, ons het die mag en die reg om die duiwel en sy werke te bestraf en te bind in die naam van Jesus Christus. So ek hoop jy glo dit dan volgend. Glo jy dit? Ok, nou, luister mooi. Jou ongeredde geliefde, die ongelowige mens, die mens wat verlore is, en geen verhouding met die Here God het nie, buite sy woord en buite sy wil wandel, het geen gesag en geen autoriteit teen die duiwel en sy onvrugbare werke van die duisternis nie. Hulle kan hom nie bind nie, hulle kan hom nie bestraf nie, hulle kan hom ook nie weerstaan of teestaan nie, want hulle is sy slawe. Ons lees hierdie verhaal in die Bybel, daar was sekere duiwelbesweerders, sê die skrif. Hulle was die 7 seuns van Skefa. Handelinge 19 vers 13 tot 16 sê, sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek. En van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Jy sien, die duiwel het geen vrees vir mense wat geen verhouding met Jesus het nie. Hy vrees nie die wat aan hom behoort nie, wat deel is van sy duisternis koninkryk nie. Hy oormeester hierdie manne, hy oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond van die duiwelbesetene af wegvlug. Want net wedergebore mense, een ek, wat ons onderwerp aan die Here God, net ons kan die duiwel weerstaan en bestraf. En vir ons vrees die duiwel, en hy vlug weg, wanneer ons nader kom. En ek het dit al beleef. Dit is nie 'n mythe nie. Wanneer ons gewilliglik aan die Here God onderwerp, onder sy gesag en hy staan, dan kan ons die duiwel suksesvol weerstaan, bestraf en bind, sodat hy van ons geliefdes kan wegvlug. So ek wil jy moet vanoggend besef, my vriend, ek is in my geliefde se lewe die geestelike soldaat. Die een wat die geveg vir hom veg. Die een wat die oorlog doen, wat oorlog voer teen die bose geeste, oorlog voer teen die duiwel en sy magte, en wat dit bestraf. Ek moet die duiwels bind, ek moet dit bestraf en wegjaag uit my geliefde se lewe. Nou kom die vraag, kan ek dan met demone praat, terwyl my geliefde nie teenwoordig is by my nie? Kan ek met hom praat en hom bind en hom bestraf in my geliefde se lewe? Kom ons kyk bietjie na 'n gedeelte in die skrif by die Here Jesus. Matteus 15 vers 22 sê, 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. So hierdie vrou se dogter is vol duiwels. Sy is van die duiwel besete. 'n Kananeese vrou. En sy kom na Jesus. Nou die Bybel sê Jesus het haar geïgnoreer. En die disippels wou haar verwilder. Maar sy het aangehou te roep. En uiteindelik sê Jesus vir haar, Matteus 15 vers 26 tot 28. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Jy sien, want die heidene was, die Jode gesê, hulle is honde, hulle is hondjies. Hulle sê, ek kan nie die brood wat ek vir die kindertjies hê, vir die hondjies gee nie. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet dan van die krummels wat van die tafel van die baase afval. So hulle kry daarom ietsie. Toe antwoord Jesus sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees as jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. So Jesus het nie eens die duiwels bestraf. Hy het net gesê, laat dit so wees. En die duiwels het dit gehoor.
terwyl die dogter nie eens teenwoordig was. En hulle het die meisiekind verlaat. Want sien mense, in die geeswêreld is daar nie afstand nie. Ek kan 'n demoon bestraf in Amerika, van hier af, in Australië, Rusland, Alaska, waar ook al op die aarde, sien al ergens enige plek in Namibië, enige dorp in Suid-Afrika, want die geeswêreld is 'n afstand nie 'n probleem nie. Wanneer ek die duiwel bind en bestraf in my geliefdes se lewe, maak nie saak waar hy is nie, die demoon hoor my, en hy moet gehoorsaam wees in die naam van Jesus Christus van Nazareth. So jy kan elke dag die duiwel bestraf in jou geliefde wat nie gered is nie, se lewe, selfs in jou huisgesin ook. Maar nou baie belangrik, moet ons besef dat my geliefde se lewe is in sonde. Hy het nog nie tot bekering gekom nie. Alles wat hy doen, of het goed of minder goed is, of hy is alles sonde. Soos hy is elke dag besig met woorde, gedagtes en dade van sonde. En elke keer as hy sondig maak, hy weer die deur oop vir die duiwel. Om in te kom, of om hom te bind. So dit moet 'n daaglikse ding wees, 'n geestelike wortelstryd waarin ek veg vir die redding van my geliefdes. En elke dag bind ek en bestraf ek die werke van die vyand en van die duiwel in hulle lewe. Want dit is 'n geestelike oorlog waarin ons gewikkeld is, wat my geliefde nie eens van weet nie, want ek is God se soldaat. Maar die Bybel sê ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars. En ons vat niks anders as oorwinning in die naam van Jesus nie, want ons is losgekoop deur die bloed van die lam. Daarom pleit ons ook die bloed van Jesus elke dag oor ons en oor ons geliefdes. So ek wil jy moet baie mooi luister, bid die Heilige Gees, vra die Heilige Gees, dat hy my gedurig deur die loop van die dag ook daar sal herinner, en sal wakker maak om paraat te wees, gereed te wees om te bid en in te tree, ook daar waar ek by my werk is, of daar waar ek besig is met iets, want ek is in 'n geestelike oorlogvoering, elke dag, dat ek die duiwel sal bind en bestraf, en sal weer staan in my geliefdes se lewe. Ek moet gedurig deur hierdie parate soldaat wees, gereed om te bestraf, gereed om te vermaan, gereed om met gesag te bid in die gees van my geliefdes, want ons is in 'n geestelike oorlog ontwikkel, en ek is meer as oorwinnaar deur God, deur Christus Jesus wat my die krag gee. Ons oorwin hom deur ons onwrikbare geloof, deur ons vertroue in die Meester, want hy is die oorwinnaar van die oorwinnaars. Hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here, en ons vat niks anders as oorwinning vir ons geliefdes nie, want ons is gekoop, en hulle is ook gekoop deur die bloed van Jesus Christus van Nazareth. So, goed, kom ons maak dit dan nou vas, dit wat ons tot dusver behandel het, net weer vas in ons gees. Die eerste is, ek moet die vrug van Jesus dra in my lewe, van my samesyn en van my intieme verhouding met hom, vol wees van sy woord, dan wil ek saam met hom wandel en leef onder die leiding van die Heilige Gees. Moet ek 'n mooi prentjie daar is. Submit to God. Tweedens, ek moet met barmingstoot, passie, volharding, elke dag bid vir die redding van my geliefdes. Ek kan nie stop nie. Want as 'n vrou se lewe is, as 'n vrou in barmingstoot ingaan, dan kan sy nie sê, oké, ek gaan nou ophou nie. Dit werk nie so nie, dat jy kan dit probeer, dit sal nie gebeur nie. Die babatjie moet gebore word, of jy en die babatjie sterf. So dan moet daar die passie in my gees wees, barmingstoot, passie. En dan derdens, ek moet elke dag die duiwel en sy bose travante bestraf. Werk van die lesers breek en punt en breek in my geliefdes se lewe. Sien jy slaan daai vrou die Satan in die huis. Ek breek jou. Jy het nie die reg om my geliefdes se lewe te wees nie. Kom ons wees dapper in die Here. Staan in ons verhouding. Bid met barmingstoot, passie. En ons straf die vyand en slaan hom onder sy kinderbank. So ons gaan volgende keer gaan ons nou verder praat en nog goddelike beginsels behandel
oor hoe mense, dit is so belangrik. Onthou, ons praat nou van hel toe. Ons praat van hemel of hel. En ek weet nie of enige van ons graag wil hê een van ons geliefdes met hel toe gaan nie. Dis daai verskrikking, dis 'n ewigheid. Dit stop nooit. Jy kan ook nie sê, okay, ek het jou mos gesê, wat help dit? Hy sit in die hel. Gaan nie om hel nie, hy is verlore. Ons het nou die tyd om hom uit die vuur te ruk en by God se koninkryk te bring deur ons gebede. Dis 'n baie belangrike ding. Dis nie 'n grap. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. U woord is altyd die waarheid en ons kan staan. En ons dankie dat u gesê het, dit is u wil dat ons gered moet word. Dit is u wil dat mense tot bekering sal kom en dat hulle die waarheid sal ken. Kennis van die waarheid sal ontvang. Here, ons dankie dat ons vir ons geliefdes kan intree en bid. En kan roep in die Gees. En weet, u is die hoor van die gebed. U luister en u verhoor ons gebede. Ons loof u daarvoor in Jesus. Dankie, Here. Amen.